Goeiedag en baie welkom by Woordspieël. Ons is vandag by Lukas hoofstuk 16 en ek lees vir jou Lukas 16 vers 28 tot 31. Want ek het 5 broers en ek wil hê hy moet hulle waarsku teen hierdie plek van pyniging, sodat hulle nie hier beland wanneer hulle sterf nie. Maar Abraham het gesê, hulle het Moses en die profete om hulle te waarsku. Jou broers kan hulle geskrifte enige tyd lees wanneer hulle wil. Die ryk man het geantwoord, nee, vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle gestuur word, sal hulle tot inkeer kom. Maar Abraham het gereageer, as hulle nie na Moses en die profete luister nie, sal hulle ook nie luister, nie selfs al sou iemand uit die dood opstaan nie. Jesus vertel hier so 'n storie van 2 mans wat sterf en na die hiernamaals toe gaan. Die een bevind hom in die doderyk en die ander een bevind hom in die hemel. Ons lees in hierdie storie dat daar geen kans is vir iemand om tussen die 2 plekke te beweeg nie. Daar's nie 'n tweede kans nie, daar's ons nie 'n proses wat ek myself kan verbeter of kan heiliger maak om van die doderyk na die hemel te gaan. En daar's ook nie 'n manier om van die hemel af terug te val na die doderyk toe nie. Daardie bestemming waar ek opeindig word gebaseer op keuses wat ek op aarde maak, spesifiek die keuse wat maak ek met Jesus en of ek toelaat dat Jesus my ken en ek in 'n verhouding met hom staan. Dit is makliker vir iemand om uit die dood na die aarde terug te keer as vir iemand om tussen hemel en hel te beweeg, sien ons in hierdie storie. So ek moet onthou dat ek een lewe op hierdie aarde het. En al lyk daardie lewe dalk soos Lazarus in hierdie storie sin, 'n lewe wat vol pyn en lyding is en armoede is dit steeds die moeite werd as ek die ewige lewe in Jesus sal beerwe. Maar aan die ander kant, al lyk my lewe hier op aarde soos die ryk man se, vol rykdom en gemak, sal dit niks beteken as ek die ewige lewe verloor nie. Ek ken die waarheid en dit word duidelik in God se woord uitgespel. Nie eers iemand wat uit die dood verskyn kan die waarheid duideliker maak as hoe dit in God se woord uitgespel word nie. Ek kan maar my lewe volgens God se woord rig, want dis die waarheid, en weet dat ek die ewige lewe sal erf. Dis die moeite werd. Al beteken dit pyn en lyding hier op aarde, weet ek het die ewige lewe. Soos Jesus gesê het, wat help het ek het die hele aarde en ek wen hierdie hele aarde, maar ek verloor my siel. Aan die ander kant, as ek my kruis opneem en Jesus volg, sal ek die ewige lewe beerwe. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ek U kan ken en in daardie kennis ook die ewige lewe het. Niks wat in hierdie lewe gebeur is groter as dit nie. Amen. Die Here seën jou, deel hierdie vandag met iemand wat die Here dalk op jou hart lê. Subscribe op die YouTube kanaal sodat jy nie video's mis nie. Tot volgende keer.